Ek sien van die man sit so. Is nie Call of Duty nie, julle kan ontspan. Is nie dit nie. Goeienaand van my kant af. Dis lekker om almal te sien en vir almal wat aanlyn kyk. Ek wil net sê, jy kan vir jou sê, well done. Weet jy hoekom? Want jy is op 'n lang naweek by die kerk. Ja, well done. So jy is hier. Ons begin vanaand met 'n nuwe reeks wat Dan gesê het en dis net so amazing as ons dink aan hierdie reeks, is al regtig dis so eenvoudig, maar dit is so noodsaaklik vir elke Christen. En ek neem aan as jy vanaand hierso sit, is jy 'n Christen, klassifiseer jouself as 'n Christen of jy klassifiseer jouself as 'n kerkmens. Okay? En dis die gedagte wanneer ons praat oor dit is juist dit wat ek sê, dit is so eenvoudig, maar eintlik so noodsaaklik, is dit juist dat ons praat oor die Heilige Gees en die persoonlike teenwoordigheid van God wat gekom het om die liefde van God vir ons bloot te stel en dit ook tentoon te stel en 'n deel te kan maak van ons lewe. Nou hierdie reeks noem ons op die einde van die dag Called to More. En jy is gemaak vir meer. Dis eintlik waarvoor jy gemaak is. En ek gaan later bietjie meer verduidelik oor wat jy daarso sien en die belewenis van weermag en alles wat jy sien. Maar daar's iets omtrent dit wat ek dink ons almal as Christene het of so groot geword in 'n wêreld en in 'n lewe waar ons dink dit is een manier wanneer ons dink oor die Heilige Gees, maar eintlik het die Heilige Gees bloot net die bron van God gebring na ons lewe toe, die geestelike ervaring nie net 'n geestelike ervaring nie, maar ook God se nabyheid, God se tasbare teenwoordigheid. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil vanaand vir jou sê dat God is meer reëel en meer teenwoordig in jou lewe as die stoel waarop jy sit. Dis hoe teenwoordig God in jou lewe is. Hy is teenwoordig in elke area van jou lewe en daardeur moet ons besef dat daar 'n bron van wat God eintlik is en wie God is en die Heilige Gees het hierdie vir ons kom oopbreek in Romeine hoofstuk 5 vers 5 wanneer hy die volgende sê, hy sê God's love die Afrikaanse een, en die hoop beskaam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Deur wie? Deur die Heilige Gees. En so dis wat God kom doen het, hy het sy Heilige Gees vir ons gegee, sodat die Heilige Gees op die einde van die dag sy liefde in ons lewe kom uitstort en 'n deel maak van ons lewe. Niks van daai skrif sê, God het sy wet gestuur nie, God het die 10 gebooie gestuur nie, niks van dit nie, hy het gestuur dit wie hy is, want op die einde van die dag, die natuur van wie God is liefde. Niks anders nie. Dis nie 'n eienskap van God nie. Dis wie hy is. He is a constant loving God, that's it. So wanneer God sy natuur stuur om in ons te kom woon, gebruik hy die goddelikheid van die Heilige Gees om in jou en my te kom woon en woning te maak en Heilige Gees kom so naby en dan kom woon hy in ons en hy sê ek bring eintlik saam met my die bron van liefde, want die bron van liefde het dit vir my gebring. Nou almal van ons wat hier sit, het seker al hierdie skrif gehoor, Romeine hoofstuk 3, of nie Johannes hoofstuk 3 vers 16. Wat sê? Want, sê dit, so lief het God die wêreld gehad. Niks anders nie, God het jou lief, God het ons so lief, hy kon gesê het, want so wil God die wêreld kom belyn, en so wil God die wêreld straf, of so wil God al die ander goed doen, maar dis die prentjie wat ons het van God, maar eintlik verklaar die Bybel die bron van wie God is, en dit is 'n God van liefde, want so lief het God die wêreld gehad. En so Romeine 5 is eintlik die bron en die teks wat ons gebruik in hierdie hele reeks, waar ons net vir jou kom weer opnuut kom wys, wat dit is wanneer ek en jy met die Heilige Gees leef, en daardeur is dit eintlik sy liefde wat hy kom tentoonstel. Hoor wat sê die boodskapvertaling, hy sê wanneer ons al ons hoop op God stel, nie in jou kar nie, nie in jou bankbalans nie, nie in jou studies nie, nie eens in jou ouers nie, nie eens in jou ma wat volgende week Moedersdag vier nie. Hy sê as jy al jou hoop in God stel, sal jy nooit teleurgestel wees nie. En almal wat al 'n liefdesteleurstelling gehad het, sê amen. Die van julle wat dit nie amen gesê het nie, jy lieg. Want iemand het jou al teleurgestel.
Iemand in hierdie lewe, so hy sê, sal jy nooit teleurgestel word nie. Hoekom? Want hy vul ons lewe elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur Heilige Gees. So God kom en hy bring Heilige Gees, wat 'n tasbare teenwoordigheid is, wat baie reël in ons lewe is, wat 'n realiteit is, en Romeine hoofstuk 5 is eintlik die rigstring van hierdie hele reeks. God se liefde word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, en dit beteken dat die Gees bring die liefde, hy bring die eenheid van God, hy bring dit wie God is, die werklikheid van 'n God wat in ons kom woon, wat ons kom genees, wat ons kom vertroos, wat ons kom vorm, 'n God wat die werklikheid van wie hy is, kom stort hy eintlik in jou en my uit, en hy sê, hierdie is my werklikheid, dis wie ek is, en ek wil graag jou deel van my lewe hê, en daardeur stort ek dit uit in jou lewe. En so wanneer ons na hierdie reeks kyk, dan besef ons, die persoon Heilige Gees is wie hy is. Dis eintlik so krities vir ons om te besef dat God het dit uitgestort in my lewe, in jou lewe, en die karakter, die eienskap van wie hy is, bring hy in ons lewe, en hy maak ons lewe deel daarvan. So Heilige Gees is liefde, en God self wat naby gekom het as 'n persoon. En dit is belangrik om dit te kan sê. Wanneer ons daaraan dink, dan besef ek, dis wat Jesus eintlik begin met sy disippels gepraat het, en in Johannes hoofstuk 14 vers 16, dan skryf hy so vir hulle, hy sê die volgende, hy sê, and I will ask the Father. Nou verstaan die volgende, niks wat Jesus gedoen het op hierdie aarde het hy gedoen uit sy eie uit en gesê, ek gaan net hierdie doen en ek gaan daai doen. Hy sê elke keer, alles wat ek doen, doen ek omdat die Vader van my verlang om dit te doen. So Jesus se mission op hierdie aarde was om die Vader tevrede te stel, om te doen dit waar die Vader hom voor gestuur het, en ons op hierdie aarde doen maar net wat ons wil. Ons gaan maar net aan met ons lewe. En Jesus kom agter, no, it's not good enough, so ek gaan Heilige Gees stuur, en ek gaan die Vader vra, dat hy Heilige Gees stuur, en sê hy, and I will ask the Father, and he will give you another advocate, okay, to help you, and to be with you forever. Nie tydelik nie, nie net nou en dan as jy hom nodig het nie, altyd, op 'n gereelde basis, elke oomblik van jou lewe sal hy by jou wees, en dan sê hy, he will be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. Hoekom? But you know him, for he lives in you, and he will be in you. Is eintlik amazing gedeelte om net te besef dat die Bybel sê, of Jesus sê, hy sê, ek gaan die Heilige Gees stuur, en die Vader vra om Heilige Gees te stuur om in julle te kom woon, maar julle sal hom ken, want ons is gelowige mense. Ons is mense wat ons harte vir die Here gegee het, ons is mense wat geesvervuld is, en hy sê, ons sal hom ken, en ek dink nie, as ek praat van Heilige Gees, dan dink ek is daar baie keer hierdie twee verwarringe. Mense sê altyd, ons praat oor Heilige Gees, en al wat ons sien oor Heilige Gees, is die ervaring van Heilige Gees. Ek kry hoendervleis. Ek onthou toe ek in PE was hy hierdie een tannie Amy, dan kom sy so, dan sê sy vir my, so na die diens, dan sê sy, Helen, kyk hier. Dan sê ek, ja tannie, dan sê sy, kyk hoendervleis. Dan sê ek, hoekom tannie, die Heilige Gees het gewerk. Sê ek, wanneer tannie, nee, toe ons daai liedjie gesing het, sê ek, nee tannie, die Heilige Gees het nie gewerk nie, dis net jou eie favorite liedjie, dis hoekom jy hoendervleis gekry het. Maar dis baie keer, ons het hierdie verwarring, dit is hierdie ding van die krag, en ons sien Heilige Gees as hierdie ervaring, ek moet hierdie ervaring kry, en ek onthou op skool, dan kom ek na kerke toe, en dan bid hulle vir my, dan staan ek hier voor, en dan kom die pastoor, en dan bid hy, en hy dryf demone uit, en allerhande goed, en dan staan ek daar, en dan sê hy, jy gaan nou omval, en dan sê ek, maak my omval. Nou ek sê nie, dis verkeerd nie, ek het al in die verlede omgeval, maar daar was al tye wat ek voel, hierdie ou druk, en druk ek maar terug. Sê, kom ons sak iets kram, bro. Jy weet, dis hoe ek voel. Kan ons hierdie gedeelte uitsny, asseblief?
Maar dis daai ervaring, want dis hierdie krag, ons wil hierdie krag meet en ons dink dit is net die krag, dit is net hierdie ervaring en aan die ander kant is 'n ander kerk of ander mense wat sê, weet jy wat, kom ons avoid hierdie heeltemal, ons wil niks te doen met die Heilige Gees nie, alles gaan net oor die woord. En dis die gevaarlikste ding, want ek gaan later vir jou sê hoekom, alles gaan net oor die woord, maar eintlik die skrif leer ons dat die Heilige Gees die waarheid saamhoor. Albei hierdie is eintlik deel van dit is een, dit bring een en daarom moet ons leer oor Heilige Gees en dit verstaan dat die basiese fondasie van ons Christelike lewe is eintlik om te besef, ek kan nie 'n geesvervulde Christen wees sonder Heilige Gees nie. As jy dit nie gesê het nie, bekommer ek myself oor jou redding, so na afloop van die diens in daai hoek, soos gebedspan, hulle wil graag saam met jou bid. Nou hier is die gedagte om te besef, dat Heilige Gees is die persoonlike goddelike inwoning van elke Christen se hart. Hy woon in jou hart die dag toe jy sê, Jesus Christus is my Here, bely met my mond en glo in my hart, het hy woning kom maak in jou en hy's deel van jou lewe. Dis wie hy is. Hoor wat sê Paulus in die Filippense kerk, hy sê die volgende vir hulle, hy sê, Christ encourages you and his love comforts you. Hy sê, so dis wat ons besef van wie Christus is. Hy sê, God's Spirit unites us. Dis hoekom ons vanaand hier kan sit en saam met mekaar kerk kan hou en saam amazing oomblik kan hê. And you are concerned for others. Now make me completely happy. Live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think and as if you were only one person. Dis hoe ons moet wees, een liggaam, een kerk, hoekom van ons het een ding in gemeen en dit is Heilige Gees. Ons het nie vanaand in die teenwoordigheid van die Here ingestap in hierdie gebou en gesê, ek stap nou hier in die teenwoordigheid van die Here in nie. Weet jy hoekom is die teenwoordigheid van die Here hier? Want jy is hier. Ons verteenwoordig, as ons buite kerk hou, oor 2-3 weke is ons hier buite, dan is ons nie hier in die gebou nie, dan staan ons hier buite en ons vier hemelvaart, raai wat, waar is die teenwoordigheid van die Here? Daar buite. Vandag gaan een of ander konsert hier gehou word, oor 'n week, en dan is die Here nou nie hier nie. As daar Christene is die Here daar. Dis hy teenwoordig, sy teenwoordigheid is daar. So Jesus verwys nie na die Heilige Gees as dit nie. Jesus verwys na die Heilige Gees as hy. Hy sê wanneer hy kom, when he comes, en so ek het hierdie ding, en jy kan die span vra. Ek praat nooit van Heilige Gees in die derde persoon nie. Want is eintlik disrespectful, dink gou daaraan. Dis vir 'n oomblik disrespectful. As jy nou sê, jy weet, die Heilige Gees, praat jy so van jou pa? Die pa van my. Ek weet julle voel so partykeer. Jy weet, of die ma van my. Of vir al die getroudes, die vrou van my. Kan ook nêrens vat nie. Aantrek, mooi lyk, maar nee wat. Niemand van ons praat so nie. Maar hoekom moet ons die disrespect teenoor Heilige Gees wanneer ons na hom verwys as die Heilige Gees? Nou dis belangrik om dit te sê, wanneer ons praat daaroor, wanneer ons kommunikeer, verwys ons na hom as die persoon, in die derde persoon, dit is so, maar wanneer ek in verhouding met hom leef, is dit Heilige Gees, hy is by my, hy is in my. Ek praat nie so van my kinders en sê, die kinders, ek sê net vir my vrou as hulle stout is, jou kinders is nou stout, sotluit. Jy weet, maar ons praat nie so nie, want hoekom, daar's 'n verhouding, dit is persoonlik, hy is 'n persoon, en wanneer ons praat van 'n persoon, dan sê ek eintlik, dat jy moet verstaan, nommer 1, 'n persoon het lief. Romeine 15 vers 30, jy kan nie 'n objek of 'n meganiese ding lief hê, wat jou terug gaan lief hê nie. Van julle is baie lief vir jou kar, want dit is jou eerste kar wat jou ouers vir jou gekoop het. En van ons wat nou al baie karre gehad het, is nie altyd so lief vir ons karre nie, want hulle laat jou in die steek. Op die verkeerste oomblikke. Ons het jumper cables na afloop van die diens, ons sal jou help. Maar dit is 'n meganiese ding, hy kan jou nie terug lief hê nie. Maar ons is baie keer liewer vir ander goed.
En Heilige Gees kom wys vir ons dat die Vader ons so lief het, dat hy woning kom maak in ons. Jy kan die Heilige Gees bedroef. En wanneer ons praat van bedroefheid is, jy kan nie krag bedroef nie, jy kan net 'n persoon bedroef. Om bedroefheid te veroorsaak beteken om emosioneel iemand te wond, of om iemand in 'n verhouding seer te maak. Ons kry seer in verhoudinge, ons kry nie seer, okay, hang nou af, fisies dalk, ja, as jy jou hamer, jy weet, met jou vinger slaan, dan sê dit soos, eina, sjoe, dit was nou seer, prys die Here. Julle wat so lekker lag, het dit al gedoen. Dan atter jy woorde soos Dan, jy kan onder die sterre syp. Dit is verskriklik. Jy kan die Heilige Gees beledig. En dit wat ek nou gesê het, is eintlik 'n belediging teenoor Heilige Gees, wanneer jy na hom verwys as die Heilige Gees. Is 'n belediging. Maar dit is om respek te kan hê en te sê, ek het Heilige Gees in my. En dis waarvoor Jesus kom en sê, Jesus, dit is so mooi. Hy verduidelik dat dit eintlik, dat Heilige Gees 'n godheid is, deel van die godheid. Hy sê, en ek sal die Vader vra, en die Vader sal vir julle 'n ander trooster gee. 'n Ander trooster, iemand wat by julle kan wees. Wanneer hy die woord gebruik, ander, is dit die Griekse woord, soortgelyk. Iemand anders soortgelyk soos ek. Iemand wat dieselfde autoriteit, dieselfde krag, wat dieselfde wysheid, dieselfde kennis, dieselfde alles het, dieselfde bron van liefde. Ek gaan die Vader vra en die Vader sal dit vir ons gee. En so Jesus wat hierdie alomteenwoordige krag gehad het en belewenis gehad het, wat op die einde van die dag toe hy sy disippels gaan wegkruip het na die kruisiging, het hy tussen hulle verskyn nadat hulle alles toegesluit het, en hier staan hy tussen hulle, want hy is God. Hy kan alles doen, hy het die vermoë om alles te doen. Hy self het gesê, ek gaan die Vader vra en hy sal dit vir jou stuur. Hy gaan vir julle iemand stuur om by julle te wees, 'n persoon met die naam Heilige Gees. En so hy is deel van die drie eenheid. Hy's deel van God, nie net drie gode nie. Hy is een persoon. Dit is nie om verskillende maskers aan te sit nie. En vir die Grieke, met die Grieke Greco-Roman tyd was dit so dat hulle op die einde van die dag op die stage moes act, en dan wanneer hulle geact het, was daar gewoonlik een persoon met verskillende maskers. En dan het hierdie persoon hierdie rol vertolk, en dan hardloop hy agter die verhoog, dan kom hy daai kant uit met 'n ander masker, en wat 'n ander masker op het, dan vertolk hy weer hierdie masker, en dan weer daai rol en daai rol. Maar dit is nie wat Heilige Gees kom doen nie. Ons sien daai aards uitstalling tot vandag toe. As jy na 'n teater toe gaan, dan as jy instap, dan sien jy daai twee maskers daar staan. Weet jy wat noem ons hulle? Ons noem hulle eintlik fariseërs. Dis eintlik wat ons hulle noem. So ons kan nie sê God is 'n fariseer nie, want God is die bron van wie hy is. Hy's 'n bron van liefde. So hierdie drie-enige God is eintlik een God in drie persone. Dis die amazing God wat ek en jy dien, en die Heilige Gees is in jou kom plaas, sodat ek en jy die bron van wat hy is, die krag, nie net die krag beleef nie, maar die waarde en die natuur en die karakter van wie God is, deel kan maak van ons lewe. En so 2 Korintiërs 13 vers 13 is 'n skrif wat ons gereeld gebruik het hierdie jaar. Stel dit eintlik vir ons so mooi voor wanneer hy sê, en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van Heilige Gees met julle bly. Mag daai eenheid van God altyd by jou wees. Hoekom is dit so belangrik? Want ons handel nie net oor die krag van Heilige Gees en maak dit hierdie meganiese ding en aktiveer hom en beheer hom nie. Ons leef eintlik in 'n persoonlike verhouding met hom en ons maak hom deel van ons lewe. En so wanneer iemand, en dit is waaroor dit gaan, jy sien, wanneer iemand belangrik by jou kom kuier, weet jy wat doen jy? Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As die pastoor of dominee by julle huis kom kuier, jy weet, dan maak ons mos skoon. Jy weet, ons maak alles netjies. Is dit nie so nie? Ons doen nie meer huisbesoeke nie, want julle wil nie meer bak en brou nie. Jy kom maar aan en vra hulle vir jou, gaan ons sommer Uber Eats? Regtig? Vir 'n student, ja. Weet jy hoekom moan jy nie, jou pa hulle betaal anyway, maar
Maar weet jy wat doen jy? As ons daar kom, dan is die familie Bybel daar in die voorportaal is so mooi oopgevlek, mooi afgestof. Al lê so mooi nuut gekoopte rosie van Woolies lê daaroor. Pastoor, kyk ons, lees Bybel. Nee, ek sien so. Weet jy, maak jou huis skoon. Jy pas jou gedrag aan. Dis ewe skielik, pastoor, lekker om jou hier te hê, welkom sit. Dan sit ek op die verkeerde plek, dan sit ek op die man se stoel. Nee, pastoor, sit, dis gemaklik. Ek weet, dis hoekom ek hier gesit het. Maar jy gee nie om hier van die pastoor sit nou. Jy weet of jy luister ewe skielik aandagtig vir wat die pastoor of die dominee sê. En dan gewoonlik is dit, en ek is dames, ek is regtig jammer, al die getroude vrouens, ek is nou genuine jammer. En dan sit ons daar en dan ons het hierdie gesprek en dan hoor ek net op 'n stadium, dan is die vrouens gewoonlik sê vir die mans, sê vir pastoor wat pla jou my liefie, sê vir pastoor. Al die vrouens, amen. Ja, sien jy. Maar ons, wat bedoel ek daarmee? Ons pas ons gedrag aan. Ons maak skoon, ons berei voor, want hoekom? Iemand spesiaal kom kuier, kom in my plek, kom in my omgewing waar ek so vulnerable kan wees, kom hierdie persoon in. Nou, ek moet vir julle sê, by my huis, en ek weet nie of ek dit al vir julle gesê het nie, maar ek het 'n sekere broekie wat ek dra. Maar julle sal dit nooit my sien met daai broekie nie. Nooit, nêrens nie. Jy gaan my net kry met daai broekie by die huis. Slegs as jy my vrou en my 2 kinders is. En my 2 honde. Maar niemand sal my ooit in daai broekie kry nie. Jy sal my nie kry nie, want hoekom? Ek is vulnerable in hulle teenwoordigheid. Okay, Heilige Gees sien my nogals gereeld met daai broekie, dan dink hy, Jesus Louwelen, Striestok kom op, kry net vir jou ander broekie. Maar dis al die mans, julle ken daai T-shirt en daai broekie wat jy dra, hy dra lekker. Nee, al die ouer mans, julle weet nou waarvan ek praat. Maar hierso, hoekom sê ek hierdie goed vir jou? Jy berei voor, want die persoon se teenwoordigheid verander alles in jou lewe. En net so dat die Heilige Gees het nie gekom om te kuier nie, hy het gekom om woning te maak, hy leef binne in jou, 'n permanente woning, hy het alles gebring, hy bring sy hele bagasie, en hy leef nou in jou, en nou verander jou lewe. En dis die bewys van sy teenwoordigheid. En so ek kan vandag vir jou met eerlikheid sê, en met baie waarheid, ek verstaan nie altyd, dat mense se lewe nog steeds dieselfde kan wees, soos wat hulle geleef het in die ou tyd, voordat hulle God aanvaar het, en nog steeds aangaan met hulle lewe, as Heilige Gees genuine in jou lewe leef nie. As Heilige Gees genuine daar leef. Ek het so 'n gesprek die ander dag, met 'n dametjie hier by die kerk, en ek onthou, dit gaan oor, dit was 'n konfliksituasie wat sy gehad het met een of ander persoon, en nou probeer ek hierdie konfliksituasie net, jy weet, onder beheer kry, en op 'n stadium is sy so kwaad vir die ander persoon, dat sy het vir die persoon baie sleg gesê, en sy maak hierdie fout, wat sy die volgende sê, sy sê, but this was normal, isn't it normal for everyone to act like that? En ek sit so terug in my stoel, en toe dink ek gaan maar jou nou die normaliteit van waar jy jouself beleef, gaan ek nou vir jou sê. En ek sê vir die volgende. Ek sê, this might be normal at your house. It might be normal where you come from, but for born again Christians, spirit-filled believers, this is not normal. Dit is nie normaal om lelik met mense te wees en kort af te wees met mense. Dit is nie normaal om so aan te gaan nie. Gaan vra jouself elke keer, wat sou Jesus gedoen het? Die normaliteit is wat die Heilige Gees in en deur jou lewe doen. Die vrug van die Gees wat ons later oor praat, het moet deel wees van wat jou lewe kom doen en wie jou lewe is. Dis wat eintlik die gedagte is van die Heilige Gees kom en hy bring die waarheid. Hy maak hierdie skrif, hierdie woord wat ons elke dag lees, maak hy lewendig in jou lewe en hy kom stel dit tentoon en sê, dis hoe jou lewe moet wees. Want die skrif sê dit so mooi, dat profete het dit nie gedoen uit hulle eie vermoë nie, 2 Petrus 1. Hy sê, die woord het nie gekom uit hulle eie uit nie,
maar God het dit aan hulle bekend gemaak. Heilige Gees het dit geïnspireer, sodat hulle hierdie woorde kan uiter, en sodat hulle sekere goed kon sê, en ek en jy met die woord kan vat, en die woord deel maak van ons lewe, van die woord bring die waarheid uit ons lewe uit. Daar's soveel besigheidsouens, wat nie Christene is nie, wat in die woord gaan kyk, en besigheidsbeginsels uit die woord uitvat. Daar's soveel konsultante wat dieselfde doen, want hoekom? Die woord is die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. En so maar die Heilige Gees doen meer as net om die waarheid te skryf. Hy maak die waarheid lewendig in jou lewe. Hoeveel van ons het al die woord gelees, Bybel gelees, met die hande opgesteek? En dan as jy daai woord lees, en dan is daar ewe skielik 'n skrif wat lyk of dit so gehighlight is. Kom ek kyk. Weet jy hoekom? Is Heilige Gees wat dit aan jou kom openbaar. Dis Heilige Gees wat daai woord vir jou lewendig maak. Jy sien, dit is een ding om die skrif te lees, maar dit is 'n ander ding om die skrif te beleef. Dis een ding om te weet dat God jou liefhet, maar dit is 'n ander ding om die diepte van sy liefde in jou siel te voel. Want dit is wat Heilige Gees kom doen, hy kom maak dit 'n realiteit. Dit is die werk van Heilige Gees. Hy neem waarheid van die bladsy en skryf dit as waarheid in jou hart in. En daardeur moet ons na die lewe kyk. Ons moet die woord vat en daaroor dink en daaroor lees. Jy sien, toe ek hierdie bril gekoop het, en nou kan ek net die eerste ry ouens sien. Ek weet daarom van julle wat hier sit. Maar toe ek hierdie bril gekoop het, het ek nie die bril gekoop om op my kop te sit nie. Ek het hom gekoop. Nou, ek weet, van julle wat hier so sit, wat meer ondervinding het in die lewe, ons beleef het baie keer, julle sit gewoonlik julle bril hier op die kop, en dan soek julle hom, waar is my bril? Julle weet van wie praat ek, dis nou julle ouers, okay? En, maar jou bril is nie gemaak om op jou kop te wees nie, jou bril is gemaak om daar te wees, sodat ek die lewe deur my bril kan sien, sodat ek kan sien wie hier voor my sit, en dis hoe die woord van die Here werk. Ek vat die woord, en ek lees die woord, en ek sien my lewe, en ek sien die lewe deur die bril, en Heilige Gees kom openbaar vir my sekere goed in my lewe. En dis een van daai goed wat ons jou wil help. Ons het 'n kursus wat in hierdie volgende tyd, en hierdie paar weke wat ons hierdie reeks gaan doen, met die naam van Gawes in Aksie, Gifts in Action, begin die 20ste Mei, om jou te help om te ontdek, hoe dink die Here, en hoe kan jy die gawes wat die Here vir jou gee, regtig so gebruik, dat God regtig die beste daaruit kan bring. Nou Johannes 14 vers 26 sê dit die volgende. Hy sê, but he the helper, the comforter, luister wat sê hy, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and he will help you to remember everything that I have told you. Dis wat hy gaan doen. Nou, dis amazing, hy gebruik die woord advokaat. En een van my vriende, hy's nou nie weer met ons, hy's so 2 jaar terug oorlede, en hierdie vriend vra ek eendag, hy's in die regsafdeling, ek vra hom eendag, ek sê vir hom, vertel my bietjie, wat doen 'n advokaat? Ek sê, ek soek nou nie 'n lang uitgerekte legal definisie nie. Ek wil net weet, wat doen 'n advokaat? En hy sê die volgende, hy sê, hy vat jou storie, en hy maak dit beter. En toe hy dit sê, toe dink ek, so wat Jesus eintlik vir ons kom sê is, ek stuur vir jou 'n advokaat in Heilige Gees wat jou storie gaan vat, en hy gaan jou storie beter maak. Nie vir sy eie beswil nie, vir dit wat die Vader jou voorgestuur het. Hy gaan jou kom verteenwoordig. Hy gaan jou verdedig. Hy gaan daar vir jou wees. Hy gaan jou so verdedig teen jou vrese. Die Gees getuig. Baie keer wanneer daar angs en vrees in jou lewe kom, dan is die Gees daar om vir jou te sê, hey, onthou net, jy's God se kind. Wanneer vrees fluister en sê, ag, jy is alleen, dan kom Heilige Gees wat al reeds in jou is en sê, come on, jy's nie alleen nie, onthou jy behoort aan die Vader. En dis wat Heilige Gees kom doen. Hy verdedig jou teenoor jou eie twyfel baie keer. Wanneer jy twyfel in God se krag, dan kom hy en sê, jy twyfel in jou hart, maar onthou net, God is groter as jou eie hart. En dis wat Heilige Gees kom doen. Heilige Gees kom doen dit in ons lewe en deur ons lewe. En hoekom wil ons dit hê?
van hierdie voorspraak sê eintlik, dat wanneer ons een is in gees met die Here, of maar wie in die Here aanhang, as ons hom aanhang, is ons een in gees met hom. Dan leef ons soos wat hy wil leef, en hy is ons voorspraak. Inteendeel, wanneer ons daaraan dink, dan besef ons, toe Jesus Christus hemel toe gaan, en ons hier op aarde los, het hy gegaan as 'n advokaat in die hemel vir ons. En elke keer wanneer God na ek en jy kyk, dan sien God na ons deur sy seun. Want sy seun is ons advokaat wat ons storie beter maak, wat vir die Vader sê, onthou net Vader, ek het gesterf vir hulle sondes. Onthou net die kruis het betaal vir alles waardeur hulle gaan en vir alles wat hulle doen. Maar op hierdie aarde het ons 'n advokaat. In die naam Heilige Gees wat in ons leef, wat ons die pad wys. Heilige Gees pas daardie waarheid toe in elke area van ons lewe. Johannes 16 vers 13 sê Jesus die volgende aan sy disippels. Hy sê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy gaan 'n toekomsverwagting in jou skep, en ek wil afsluit met dit. Is om te besef, Jesus verteenwoordig jou in die hemel, maar die aarde is daar waar iemand is. En Heilige Gees sien ons baie keer as hierdie badge wat ons dra. Ons sien hierdie badge, hierdie medalje wat jy ontvang, 'n medalje van eer, is wanneer jy daai prentjie opsit van die slide, is dit 'n medalje van eer wat jy sien. Kan ek 'n ander slide opkry? Die design slide. Van iemand wat geëer word. Met al hierdie medaljes wat hulle dra, want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor hierdie medaljes, en ek dink baie keer was ons so groot gemaak in kerk, dat as jy Heilige Gees het, dan is dit hierdie medalje wat jy kry, en dit is great. Maar weet jy wat? As jy net daaraan dink, wanneer 'n soldaat 'n medalje van eer ontvang, word dit gegee as erkenning. Dit wys dapperheid, dit is iets wat op die bors gedra word, dit is 'n simbool van eer, maar dit help jou nie om die volgende geveg te veg nie. Maar Heilige Gees is nie soos 'n medalje wat jy aan jou bors vassteek nie, wat aan jou bors vasgesteek word nie. Heilige Gees is nie 'n simbool van eer nie, hy is nie die versiering op jou bors nie, hy is nie die erkenning wat jy nodig het nie, hy word nie gegee sodat ons belangrik kan voel nie. En ek voel belangrik van ek het nou Heilige Gees en ek voel geëerd en ek het hierdie medalje en ek het hierdie wapen. Dis nie waarvoor die Heilige Gees gekom het nie. Die Heilige Gees is nie 'n medalje van eer nie. Hy is 'n gawe van diensbaarheid. Hy het eers gekom om jou te dien en nou kan jy en ek ander dien. Jy sien, van 'n medalje sit op jou uniform, maar Heilige Gees loop langs jou en saam met jou en in jou. 'n Medalje herinner jou aan jou vorige dapperheid, maar Heilige Gees kom gee jou die krag vir vandag en die krag vir jou toekoms. 'n Medalje eer jou vir wat jy gedoen het, maar Heilige Gees help jou om wat God nog gaan doen en jou te roep om meer te wees as wat jy ooit kan dink of vra. En so 'n medalje is nie wat die Heilige Gees is nie. Heilige Gees is nie hierdie medalje wat ek dra nie. Heilige Gees is 'n persoon wat binne in my kom leef, wat die krag tentoonstel, wat my kom help om die liefde van die Vader te ontdek en die liefde van die Vader uit te dra. Dis wat hy kom doen en dis hoekom Jesus met die gevolgtrekking kom Jesus en hy sê hy is hierdie persoon wat sal kom om jou storie beter te maak. En die bewys van daai storie is te besef dat 'n medalje herinner jou aan jou verlede. Maar Heilige Gees stap saam met jou in die hede en in jou toekoms. En Jesus kry sy disippels bymekaar terwyl hy hierdie storie en hierdie verhale met hulle deel. En dit was in dieselfde aand wat hy vir hulle gesê het, dit aand later. Hy sê as julle die bewys later wil hê vir ons as kerk van hoekom ek Heilige Gees gestuur het en die bewys dat ek weggegaan het, is dit eintlik hierdie nagmaaltafels.
is die bewys dat Jesus gesterf het, dat ek en jy kan deel word van sy lewe en dat ons die liefde kan ervaar wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Meer as 2000 jaar gelede het hy gesê, ek en jy is deel hiervan. En dan skryf hy die volgende, hy sê die volgende in Lukas hoofstuk 22 tot 14. Hoofstuk 22, 14 tot 20. Hy sê, toe die tyd aangebreek het, het Jesus vir die ete aangesit en die apostels het saam met hom gesit. Hy sê toe vir hulle, ek het geweldig daaraan uitgesien om saam met julle hierdie paasmaaltyd te geniet. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet voordat dit binne die koninkryk van God sy volle vervulling gekry het. Daarna het Jesus 'n beker geneem en 'n dankgebed uitgespreek en vervolgens sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druiwestok drink, voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie. En Jesus het ook die brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee, terwyl hy gesê het, dit is my liggaam wat vir julle ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my. Hy het in dieselfde gedoen met die beker nadat hy die ete geëet het en gesê het, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. En vanaand, as jy vanaand hierso saam met my is en sê, alhoewel en ek is 'n geesvervulde Christen, het jy die reg om saam met my aan hierdie tafel te kan geniet en hierdie brood en die druiwesap te gaan geniet en die herinnering dat ek is ingesluit in hierdie liefdesverbond wat Heilige Gees in my lewe kom uitgiet het. En hierdie is 'n dankbare oomblik wat ek hierdie brood en druiwesap kan gebruik en sê, Here, dankie vir die krag, vir die liefde, vir die genade en die bereidwilligheid dat U aan my gedink het. En so ek wil jou uitnooi dat jy nou hierdie nagmaaltafels toe sal gaan. Hier's reg oor die auditorium is daar nagmaaltafels. Dat jy vir 'n oomblik dit sal vat en dit gaan geniet en sê, Here, I was made for more. En daarvoor geniet ek vandag. Dit wat vir U gesterf het en hoekom U gesterf het vir my. Kan ek jou uitnooi? Hier's nagmaaltafels. Kom ons geniet dit saam.